prys die Here, ons gaan almal staan en op en dan ons gaan hierdie liedjie sing vanmôre. Tot eer en verheerliking van sy naam. Die kerk was verlore diere, voor en deze tyd, op sy wachte, maar verlore, door de Here was open my. Maar die gees van die Here waai, laat ons staan op ons voete. Die gees van die Here maak ons harte goed, met de weer van God wat van dag verloor. Ik hoor van die Here, ek kan lewe in hierdie doorheen. De weer van Vader, en die zin nog wees verander. Maar die gees van die Here waai, laat ons staan op ons voete. Die gees van die Here maak ons harte goed, met de weer van God wat van dag verloor. We doen wat van God die Here, met die Heilige Gees en leven. Alle vlees, heel seens en heel dochters, zal zo den die Heilige Heer. Want die geest van die Here waai, laat ons staan op ons voete. Die geest van die Here maak ons harte goed, met de weer van God wat van dag verloor. Oh, die geest van die Here waai, maak ons staan op ons voete. Die geest van die Here maak ons harte goed, met de weer van God wat van dag verloor. Jou kind wat vanmôre ongereed is, sê Here waai oor daai dorre bene vanmôre. Here, laat ons kinders sal opstaan vanmôre en U begin aanbid, Here. Prys sy naam. Bely, bely. En laat staan. Bely, bely. En laat staan. Bely, bely. En laat staan. En bely. En laat staan. Bely, bely. En laat staan. Bely, bely. En laat staan. Bely, bely. En laat ek laat staan in my sonde vanmôre. Prys sy naam. There is sadness in my soul today. Praise the Lord, praise the Lord. For my days and my watch and pray. Hallelujah, praise the Lord. I keep singing all the way. For my night has turned to day, and forever by His side.
it all. You are worthy of it all. And from you are all things. To you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. And from you are all things. And to you are all things. You deserve the glory. Oh Lord, are a shield about me. You're my glory and the lifter of my life. Thou, O Lord, are a shield about me. You're my glory and the lifter of my life. Hallelujah. You're my glory and the lifter of my life. It's a skull, but maybe still He is my befester en die glorie van my lewe. Al gaan ek deur het dal van doodskade, ek het geen vrees nie, want my beker loop oor. Halleluja. Halleluja. Ek het geen vrees nie, want my beker loop oor. Halleluja. Halleluja. Ek het geen vrees nie, want my beker loop oor. Jesus verhewe, Jesus verhewe, Jesus verhewe, o die skepping vereer U, U zalig is loof U,
die skepping vereer U, die zaliges loof U, want U is vir ewig behaag. Halleluja. U is vir ewig, U is vir ewig, U is vir ewig behaag. Die skepping vereer U, die zaliges loof U, want U is vir ewig behaag. Ja, Here, daar is niemand. Daar is niemand soos U. Die zaliges loof U. Die skepping verheerlik U. Daar is niemand soos U. Heilige Gees, môre in hierdie atmosfeer van aanbidding. Vra ons dat U die lippe van klei sal kom salf. Here, nie net die gemeente nie, maar dat die woord ook met die prediker sal praat. Here, ons almal het die woord nodig, ons het almal waarheid nodig. Dankie vir die geleentheid en die eer om nog 'n dag van U salm te kan beleef. Want dis net U salm alleen wat die mens in staat stel om die woord te kan oordra. Ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. Kan jy sê dat het al agtergekom het nie, die afgelope 3 Sondae vergeet ek om 'n bril tussen terwyl ek dan loop ek so met my bril rond, dan kom ek na die diens agter, hoorie, maar jy het gelees sonder jou bril, jy het die hele tyd jou bril in jou hand gehad. So kom ons bly in daai geloof. Welkom almal. Brandbestryding 101. Ek moet eers in Jesus regstel. Pastoor raak ook moeg. Om Johan, jy sê vir nie, dit is ook so, want dis by jou wat ek gesit het, wanneer? Nee, donderdag. Weer gesit ek is klaar. Ek gaan nie Sondag preek nie. Ek gaan Sondag net vir die gemeente sê, ek is nou klaar. Nie met Jesus, nie met my liefde vir die Here nie. Ek raak moeg, want die stryd raak ons erg. John, kan ek jou as 'n voorbeeld gebruik? Ek en John en sy vroukie en sy kinders ken mekaar op baie jare. En so loop ons mekaar in die gym weer raak. En terwyl ons gister staan en gesels, besef 'n mens dat die tyd kan jy so vinnig insluk. Die tyd kan jy so vinnig van die Here af, daai passie wat jy vir die Here het, van jou kom steel. Dis nie dat jou liefde vir die Here binne jou minder word nie. Dis dat die geleentheid om hom te kan dien met daai passie van jou gesteel word. Dis nie dat ons koud word nie, dis nie dat ons minder glo in die Here nie. Dis net die lewe raak so gejaag, dit raak so asof jy nie genoeg minute in die dag het om alles te doen wat jy wil doen. Dan gereeld moes jy ekstra hard gewerk. En ek sit gister, ek dink, Here, wat moet ek
met die kinders kom deel. En die Here sê vir my, as jy nou nie meer 'n pastoor sou wil wees nie, as jy dan wil wees, as jy 'n brandweerman, as jy nog gaan vertel vir hulle van 'n brandweerman, maar jy gaan nog steeds by die woord verkondig. So vanmôre gaan ek met julle brandbestryding 101 doen. As goeie brandblussers is, wat het jy nodig? En waarsonder kan 'n vuur nie begin nie? Daar's 3 elemente wat jy nodig het om 'n vuur te begin. 3 elemente. Hout, vuur en papier. Kyk, jy het materiaal nodig. Hout en papier is materiaal. Dan jy het dit nodig. En die belangrikste bestanddeel is suurstof. Anderswoorde, sonder hierdie 3 elemente kan jy nie 'n vuur begin. Hitte, suurstof en brandstof. 'n Vuur kan of buite beheer wees. 'n Wildfire. Want al die brandweer van die dorp en al die brandweer van die omliggende gebiede en hulle vliegtuie en alles kan hy vuur nie keer nie. Ja, want hy word deur 'n wind aangebedryf wat hulle net nie meer kan beheer nie. Of 'n vuur kan 'n plek wees wat in beheerde omstandighede 'n plek word waar jy jou Bybel lees en stil word. Want as min plekke waar mens so rustig is en stil word voor God as by 'n kampvuur met jou Bybel. Om daai vuur te hoor. Hy hou van so kletter. En jy hoor die geluide van die natuur. Jy voel die vryheid van die natuur. En dan gaan jy en jy lees byvoorbeeld Psalms. En in daardie oomblik dink jy jouself aan hoe moes dit vir Dawid gewees het toe hy die skape opgepas het. En hy daar in die agterkant, weg van alles af, ook in die aand om 'n kampvuur gesit het. En Psalms geskryf het. Die aand gesit het en God aanbid het. Die probleem vandag is, wat is die wind wat jou dryf? Wat jou vuur aan die brand steek? Die woord van God sê dat die gees van die Here is soos die wind. Jy weet nie van waar af hy kom nie en waarna toe hy gaan nie. Jy weet net dat hy se werklikheid. En so is die gees van die Here vanoggend die ewige vuur in ons hart aan die brand steek. And he's giving us peace. Geef vir jou vrede met alle verstand en beoog. Maar die vyand daar buitekant het ook 'n vuur. Sy gees dryf haat aan. Sy gees dryf 'n wildfire wat alles wil verwoes, wat in sy pad kom. Maar wat het 'n vuur saam met die suurstof nodig? Hy het brandstof nodig. As ek nie brandstof gee vir vuur nie. So ek op my kampvuur sit en ek sit nie hout op nie. Ek bepaal die grootte van die vuur. As ek so 'n stukkie hout opsit in die middel van die winter, gaan ek daardie nag verklein want ek het nie genoeg vuur op die vuur gesit nie. Ek het nie genoeg materiaal gebring nie. En baie keer in ons lewens is die rede hoekom ons koud geword het in Christus. Nie omdat Christus sy gees nie nog dieselfde kragtige wind is wat die vuur dryf nie, maar omdat ons nie materiaal van geloof op die vuur kon plaas nie. Ons aanbidding begin minder word. Ons gesprekke met God word minder. En hoe kan jy deur die koue van hierdie lewensomstandighede stap as jy nie vuur maak hout op die vuur plaas? Die vuur kan brand, maar as jy nie die hout gaan haal en dit op die vuur kon plaas nie. Die woord is baie duidelik dat die vuur van die oortuiging van Jesus Christus wat op ons harte is deur God self aan die brand gesteek, nie deur mensehande nie. So daardie oortuiging dat Jesus 'n werklikheid, daardie begeerte om God te dien, is 'n vuur wat nie in jou mag en in jou gedagtes en in jou beheer was nie. Dis iets wat die Here binne in jou aan die brand kom steek het. En baie keer is daardie vuur en omstandighede
aan die brand gesteek. Vir my was dit in 1996. Die vorige aand was ek op pad na 'n braaivleisvuur toe. Ek weet nie of hulle nog vandag die gebruik het nie, maar daai tyd het hulle die gebruik gehad. Omdat ek die enigste enkel persoon by die braaivleis was, by die braai was, het hulle vir my die aardappelslaai in 'n bak gebak. En vir my 'n paar stukkies wors en 'n chop. Jy het nie 'n vrou uit môre vir jou ontbyt gaan gee nie, daar's jou ontbyt. En ek ry haastig. Die 15de Februarie 1996 ry ek haastig as 'n seun in my 20's om gou hierdie slaaibak vir die mense terug te vat. En in daardie oomblik is die dood die laaste ding in my gedagtes. My gedagtes is besig met die plesier van die gisteraandse gekuier, van die braaivleis en al daai dinge. En reg voor Rivera ry 'n voertuig voor my. En ek sterf op slag binne in die ongeluk. Daar in die ongevalle in Medikliniek, toe die ongevalle suster met my hand in haar hand staan en ek bykom, weet nie as ek het gesterf nie. Weet nie as ek my op die toneel gerevive nie, met CPR nie. Vir my is ek net bewus van hierdie, my hele oogbank is uitgeruk, hulle het hierdie perd op my gesig, ek het geweldige kopbeserings, want ek het nie my veiligheidsgordel gehad nie, ek het 2 keer die windskerm geslaan en met die impak op die stuurwiel met my hart gaan staan. Min wetende dat my lewe is kritiek. En ek hoor die wind van die Gees van die Here wat in daardie vertrekking kom vir my sê, Simon, as ek vandag my aanvang genade van jou weggevat het, waar sê jy jou oop? En vir die volgende 3 dae in ICU is ek in en uit. Maar omdat die Gees van die Here in daardie vertrek besluit het, jy gaan nie sterf nie, want ek het 'n plan met jou lewe. Word daar 'n vuur op my hart aan die brand gesteek, nie deur my te doen nie. Nie deur my begeerte nie. My begeerte was nie daardie Sondag wil ek kerk toe gaan nie. My beplanning was alweer vir klein Saterdag, Woensdag. Wat gaan ons Woensdag doen? Maar wat God die vuur aan die brand steek. Maar van daardie oomblik af was daar 'n verantwoordelikheid dat ek moet die brand uitbring. Ek moet hierdie vuur wat God aan die brand kom steek, moet ek nou deur geloof en aanbidding moet ek aan die brand hou. En my gebed was gewees, Here, wat wil U hê moet ek met my lewe doen van hierdie oomblik af? En my gesprek daardie dag toe ek uit die hospitaal uitkom en ek in my kamer gaan sit, ek kon nie regtig rondbeweeg nie, my voete was afgeskryf. En ek sit daar in my sitkamer en ek dink oor al hierdie dinge. En hierdie woorde kom oor my mond. Here, Simon moes nou gesterf in die 15de Februarie 1996. Ek het geen reg op my lewe van hier af nie, dis geleende tyd, dit is U wat my die tyd gee. Van hierdie oomblik af wil ek my lewe vir U. Van hierdie oomblik af, omdat U besluit het ek mag nog leef, wil ek my lewe in dankbaarheid vir U leef. Wat wil U hê moet ek met my lewe doen? En hy sê my gaan swat teologie. Maar ek wil vandag vir U sê, teologie maak nie 'n pastoor nie. Jy kan gaan teologie swat. Maar as die calling nie binne jou aan die brand gesteek word deur die Gees van die Here nie, te vergeefs gaan jy teologiese skool. Maar as die Gees van die Here vuur in jou binnes aan die brand kom steek het, te vergeefs probeer jy soos Jonah van dit al weghardloop. Want die Here gaan vir jou voorkeer en hy gaan jou terugbring. Jonah het sy bes probeer om weg te kom. Maar God bring hom met vors terug. Want God het 'n plan met jou lewe. Dit bring my by hierdie skrifgedeelte. Jakobus 3 vers 3 tot 10. Net soos die tong 'n klein lid en beroem hom op groot dinge. Kyk hoe groot hoop hou steek 'n klein vuurtjie aan die brand.
Die tong is op 'n vuur, die wêreld van ongeregtigheid. Net so plek neem die tong in onder ons lede. Dit besmet die hele liggaam en steek die lewensloop aan die brand en word in die hel aangesteek. Sonder God se gees wat hierdie vuur van my menswees kom beheer, is ek 'n wildfire. 'n Wildfire wat sê wat ek wil en doen wat ek wil, want niks en niemand gaan my sê wat ek nie mag sê nie. Niks en niemand gaan my sê wat ek nie mag doen. Ek is my eie baas, ek sal my eie dinge doen. En in die argumente, die gesprek wat kom die woorde wat uit die hel uit self aan die brand gesteek word, omdat die gees van die Here nie meer hierdie vuur beheer nie. En dit steek my hele huishouding aan die brand. My huwelik is op die rotse. Alles is op die rotse. My hoop is op die rotse. Ek voel 'n mislukking. Hoekom? Omdat hierdie vuur nie meer beheer word deur God wat binne my brand nie. Maar 'n wildfire geword het. En daarom sê die woord dat die tong in sulke omstandighede is 'n vuur wat uit die hel uit self in brand gesteek word. As my woorde nie gesout is nie, as my woorde nie gelouter is in my verhouding met Jesus Christus nie, maar as 'n los vuur wat hier binne my brand, wat enige oomblik getrigger kan word. En dis wat triggers is. 'n Trigger sien ek soos iemand wat roekeloos langs die pad ry en daar staan borde, moenie 'n vuur langs die pad maak nie, die gras is droog, die bout is droog, en hy gooi sommer 'n vuurtjie of 'n sigaretstomp hier by die venster uit. Of hy gemaak sommer 'n vuur daar. En skielik begin daai vuur te brand. En daai kan nie meer beheer word nie. Later kan die brand weer nie eers meer daai vuur beheer nie. As jy die lewensloop met jou tong nie in bedwang bring en met die liefde van Christus gedryf word, kan die vuur wat binne jou onbeheers brand, kan by 'n plek kom dat dit selfs jou hele huis aan die brand kom steek. Dit steek jou hele huis, dit steek jou kinders se lewens aan die brand. Dit steek jou werksplek aan die brand. Dit steek oral waar jy beweeg aan die brand. Dat later vir jou voel asof die hele wêreld teen jou is. Hoekom? Want jy kan nie meer hierdie vuur beheer nie. Maar ek dank God dat daar's geen vuur te groot vir Jesus om te blus nie. Daar's geen sonde of oortredinge wat te groot is dat God dit nie kan vergewe nie. As die Here in 'n tronk kan ingaan en 'n moordenaar met sy vuur kan gaan aanraak en daar in daardie tronk waar 'n man regverdig gevonnis is vermoord en hy ontmoet Jesus op sy knieë, sy ontmoet Jesus op hulle knieë, en daardie wildfire wat in die eerste plek in daardie omstandighede en daai sel wat opeindig het, daardie roekelose lewenstyl, word deur die Gees van God aangeraak en die ou vuur sterf. Maar die ou mens moet sterf sodat er 'n nuwe mens binne my gebore kan word. 'n Nuwe vuur moet begin. Ek kan nie die ou wildfire, die vuur wat alles verwoes het, maar net kom saggies maak, kom lam maak, kom mat maak, en nou hierdie vuur probeer beheer en koester, en sê, wie wat nou ek beheer oor hierdie vuur nie. Jou volgende trigger gaan 'n spomp wees wat van daai vuur af spat in die droë gras uit, en weer eens is die hele bos aan die brand. En so steek jy bos na bos aan die brand in jou lewe. Jou hele lewe, so hard as wat jy probeer om dit te beheer, hoe meer jy jouself kastei met selfverwyte, met ja, as ek dit maar net anders gedoen het, as ek dit maar net so gedoen het, terwyl daardie tong se vuur uit die hel uit aan die brand gesteek word, kan jy hoeveel keer voor God gaan lê en sê, Here, vergewe my vir dit wat ek gedoen het, gee my nog 'n kans, Here, totdat die vuur van ongeregtigheid nie binne jou sterf en werklik voor God deur sy Gees op die altaar nie aan die brand gesteek word, deur God self, nie deur my optrede nie. Ek kan nie deur my werke gered word nie. Daar's niks wat ek vandag kan doen wat voor God dit kan regverdig vir my om hemel toe te gaan nie. Niks.
My werk moet begin getuig van my geloof. En die geloof word gebore met die vuur van God wat op my altaar in brand gesteek word. Nou is dit die Gees van die Here wat my dryf. En in dit spreek die werke van die verhouding wat ek met Jesus het. Van waar God my stuur. As die telefoon lui, dis iemand wat kritiek is, wat siek is, wat in ICU lê. En daar word gevra, wil jy nie saam bid nie? Dan besef die mense in die eerste plek, Here, ek kan niks vir hierdie persoon doen nie. Want die vuur wat my hart, deur myself aan die brand gesteek was, het dood gegaan. So ek het geen werke nie, ek het geen krag, ek het niks om op te roem, as u vandag hierdie persoon gaan aanraak nie. Want die vuur wat nou binne my brand is nie my, is die Gees van die Here wat binne my bly. So wat ook al uit hierdie gebed het gebeur, Here, het ek geen beheer oor nie, want ek is nie in beheer van die vuur nie. Die Gees van die Here is in beheer van die vuur. So wanneer jy genader word, en nou moet jy bid vir iemand wat kritiek lê, siek is, dan is dit 'n kwessie van, Here, lei my wat moet ek bid. Gee my die woord wat ek moet bid. Want ek het nie beheer oor hierdie uitkoms nie. Ek het nie beheer oor dit wat u gaan doen nie. Maar Here, ek wil deel wees van wat u nou gaan doen. Here, ek wil sien hoe u hierdie persoon gaan aanraak. Here, ek kan niks doen nie, ek kan niks doen nie. Maar die binnekant is 'n vuur wat brand om te sien wat God nou gaan doen. En wanneer die foon lui, jy hoor God het kanker genees. Wanneer die foon lui en jy hoor hoe God iemand se lewe gespaar het, dan is daar nie, my gebed het almal krag nie. Man, as ek bid. Nee, daar is 'n dankbare jy sak op die knie, Here, jy het dit weer eens gedoen. Jy het dit weer eens gedoen. Want net u alleen kan 'n vuur maak wat iemand anders se lewe verander. Ons kan die vuur maak. God alleen kan hy vuur maak. Ek sit by 'n jong man in sy kamer. Nadat hy sy pa in die dood afgestaan. En ek sien hy onttrek hom. Hy is besig om in sy eie wêreld in te onttrek. En ek sê, Here, niks wat ek vir hierdie jongen vandag kan sê, niks wat ek kan sê, kan sy lewe verander nie. Die seer kan nie deur woorde verander word. Die seer kan nie deur woorde verander word. Niks wat ek sê kan nou hierdie jongen iets doen. Maar Here, ek vra vir een koeltjie van u vuur om op sy hart te volg. Net een koeltjie. En terwyl hy by daai jong man in sy kamer sit, sê vir my, ek kom nie om vir jou te kom probeer vertel, dit gaan beter wees nie. Ek kom nie om vir jou te vertel, ek het niks woord en ek het nie 'n reg om vir jou nou enigiets te sê nie. Jou seer, verstaan niemand nie. Maar ek wil jou vra, moenie van Jesus vergeet nie. En daardie jong man sê vir my, ek het maar kerk toe gegaan omdat my ma het vir my gesê ek moet kerk toe gaan. Ek het geen begeerte nie, niks. So, vir my, dis ek moet kerk toe gaan die mosie tyd. Ek sê nee, dis die laaste ding wat ek nou gaan doen vir jou, dis ek moet kerk toe gaan. Kan ek 'n gebed vir jou doen? As jy kan bid. Ek sê, Here, nou vra ek nie meer dat 'n mens nog dis op om in die regte woorde kom praat. Ek vra vir een ontmoeting met U. Een ontmoeting en hy sal weet dat iets het binne hom nou geboorte. Want daar's 'n vuur wat nou nie deur mense se woorde aan die brand gee. Daar's 'n vuur deur God homself aan die brand gesteek. Vandag is daai jong man iemand wat in die strate ingaan en mense gaan praat. Tale praat. Omdat ek daai dag in sy kamer was. Nee, omdat Jesus daai dag in sy kamer was en die vuur op sy hart in die brand gesteek.
Ons word te vinnig die eer vir onsself hê. En ons het half vir Jesus uit die prentjie uitgeskuif, sonder hom te vergeefs. Met hom 'n toeskouer van groot dinge wat gaan gebeur. Elke genesing is nie jy nie. Is God alleen wat besluit nou wil ek genees. Amen, halleluja. Toe daardie dag in ongevalle lê, toe weet my familie nie eens ek was pas dood gewees in 'n ongeluk nie. Niemand weet nie, daar's van niemand by my. Daar stroom nie mense in die ongevalle saal in en kon staan daar stil en nou wil God se vuur. Hoor ek die volgende oor die ongevalle susters hierdie woorde bid. O God, spaar hierdie jong man se lewe, hy is besig om te sterf. God bring sy vuur. Hy het ons nie nodig nie. En daai woord is kom lê soos vuur in my binne, sy saam met die woorde wat die Heilige Gees my 'n paar sekondes terug gesê, as my hand van genade vandag vir jou weggevat was hier oor. En in 2000 word ek geworden as pastoor. En ek sê, Here, waar wil jy met dit wees? Hy sê vir my, vat 'n slaapsaak, gaan in die hof. Gaan lê op die vloer. Ek gaan in die straat in die nag en vertel dat ek leef. En my vuur sal die verandering bring. Jy stuur nie 'n skraal 72 kg seentjie in die hof in met menslike krag. But when there's a fire behind him, it tells him, I want to go and ignite this place. Ek wil 'n bosbrand hier begin man. 'n Geestelike bosbrand wat die sonde van die wêreld kom verwoes en siele kom aanraak. Daar stap jy in. En dan maak God binne 3 maande 2 selgroepe met 60 mense wat uit Draaks uit presies het gekom het. En julle ken die getuienis rondom dit. Kom ons kyk verder na God se woord. Want elke soort natuur van wilde diere en voëls en kreppende sowel as die diere word getem en is getem deur die menslike natuur. Maar die tong kan geen mens stem nie. Dis 'n onbedwingbare kwaad vol dodelik. Daarmee loof ons God en die Vader en daarmee vervloek ons die mense wat nou sy gelykenis van God gemaak is. Daai is 'n skrif wat vir jou presies sê hoe die kerk lyk vandag. Sondag loof ons, prys ons, aanbid ons God met lofsange. As jy iemand vra om te bid op 'n Sondag, begin hy die mooiste gebed bid. Maar daai selfde persoon stap by daai deur uit as die vuur wat binne hom brand, nie die vuur van God se Gees is nie. Maar hy wil nog half beheer hê oor sy lewe, sy wil nog beheer hê. En die Maandag wanneer die ou voor hom indraai by die stokstraat. Die tong wat in die helle uit brand gesteek word, die woorde wat dan oor daai tong kom, is dieselfde woorde wat Sondag God aanbid in die kerk. Dis iets anderste. Wat moet gebeur? Daar moet nie net 'n gebed wees van God, help my nie. Daar moet 'n plek om te sê, God, ek is verlore sonder jou. As jy my nie gaan help nie, ek is verlore. Daar's 'n plek in jou lewe wat jy moet ernstig en eerlik voor God moet kom. As jy vanmôre in hierdie gebou sit en hierdie preek, jy hoor dit, maar jy's genooi, maar jy het nie daai verhouding met die Here nie. Dis vir jou godsdiens. Dis net 'n gepraatery. Maar sê jy moet jy by 'n plek kom dat jy in jou eie binnekamer ingaan en op jou knie gaan lê en sê, o God, ek mag dit nie mis as jy 'n werklikheid is nie. Ek wil nie hoor wat die pastoor sê nie. Dis goed om dit wat hy gesê het vanmôre, dit het my gepraat, maar ek moet by 'n plek kom wat ek sê, Here, as ek kom steek die vuur weer binne my in die brand, ek mag nie 'n dag sonder U wees. Die vuur wat jy begin het, kom maak dit weer brand. Kom steek dit dat dit begin groei binne my. Dat dit my consume. En as daar nog nie 'n vuur op die altaar deur God in die brand gesteek is nie, kan 'n 1000 preker dit nie in die brand steek nie, as God dit nie in die brand steek nie. 1000 preke later
is jy geïrriteerd. Geïrriteerd met die pastoor, geïrriteerd met die kerk, geïrriteerd met al hierdie Christen praatjies. Wat nodig is nie om nog 'n diens by te woon nie, nog 'n preek by te woon nie. Dit is nodig om nou te sê, ek wil in my binnekamer gaan, en ek wil op my aangesig gaan lê, en ek wil sê, God, ek wil nou 'n persoonlike ontmoeting hê met die lewende God van hemel en aarde. As U 'n werklikheid is, soos wat hierdie klomp Christene sê U is. Ek wil nou nie meer hoor wat hulle sê nie. Hier is ek in my binnekamer, my deur is gesluit, dis net ek alleen in hierdie kamer. Nou wil ek ontmoeting met U. Wie hoekom kan ek so stelling maak? Want ek weet ek is nie vermoord met godsdienst besig nie. Ek is nie besig om jou te probeer oortuig om my godsdienst te volg nie. Ek weet daar's 'n lewende God en sy naam is Jesus Christus. En hy kan verander jou verander. En hy kan jou verander. En hy kan verander wat in jou lewe nie mekaar is. Maak jy saak wie jy is nie. Ek het gesien in Leeuw hoe hy 'n persoon wat in homoseksualiteit vasgevang is een oomblik binne minute vrymaak. En 'n maand later as evangelis instuur om aan te gaan vertel van Jesus Christus. Praat ek vandag diskriminerend teenoor mense wat homoseksueel. En vir jou sê almal van ons het gesondig en almal van ons ontbreek aan die eerlikheid van God. Romeine 2 sê, pas op, hy weet aan een oordeel en self skuldig is aan sondes. Jy's reeds geoordeel. Ek gaan hier oor die liefde van Jesus wat in 'n plek wil instap en 'n kosbare siel wil kom oplig en nuwe hoop gee, nuwe lewe gee. 'n Brandende vuur van ek kan nie meer kerk toe net omdat ek in 'n tradisie groot geword het van my pa se moet Sondag kerk toe gaan. Daar's iets wat binne my brand. Ek wag dit nie mis nie. Ek mag dit nie mis nie. Ek mag nie die oomblik wat God met my wil praat mis nie. Ek mag dit nie mis nie. Mag dit nie mis nie. Uit dieselfde mond kom seën en vervloek en dit my broers behoort nie so te wees nie. Want weet jy wat? Terwyl ons in daardie wipplank lewe van die een oomblik wil ons God aanbid en God loof en volgende oomblik kom daar 'n vuur uit my mond uit. Is ons besig om bosbrande, is besig om huise af te brand. Is besig om lewens te verwoes. En dan draai ons om en ons sê die wêreld is 'n onregverdige plek want hulle hou nie van my nie. Die beste plek om te kom sê, Here, ek staan voor 'n lewende God en nou wil ek hê my ontmoeting hê. Ek kan nie, Here, sterf soos ek nou is nie. Ek kan nie. Ek sidder as ek moet sterf sonder U. Here, kom ontmoet my net. Kom steek weer die vuur in my aan die brand. Want die woord van God sê, sal die dowwe lampet nie uitblus nie. Daai dowwe lampet wat nog net so ou smeelinkie is, nog net so ou koeltjie is waiting for God's fire. Dit wag vir God se vuur om weer aan die brand te kom steek, wat binnekant my begin smeel het. Sodat daar iets binne my kan brand, wat soos vuur in my begin te dryf. Vuur. Spreuke 18 vers 21, dood en lewe is in mag van die tong, en elkeen wat dit graag gebruik sal die vrug daarvan eet. Hoe lees jy hierdie teksvers? Lees jy die dood raak of lees jy die lewe raak? As die vuur van God my dryf, dan lees ek hierdie skrif, lewe is in die mag van die tong, en elkeen wat daar graag daar gebruik sal die vrug daarvan eet. Lewe. Amen. As dood en die vuur van hierdie wêreld jou dryf, dan lees jy die dood is in die mag van die tong en elkeen wat dit gebruik sal daarvan eet. Dadelik sien jy dood. Die vuur wat binne jou brand, sal die skrif self vir jou openbaar. Want dit is 'n spieël waarin ek myself sien en dit openbaar alles wat in my lewe is. Want die woord van God is gister, vandag tot in ewigheid dieselfde. Dit kan nie verander nie. Die wêreld verander. 'n bekende persoon in Europa, ek het nou sy naam vergeet, maar dit is nie belangrik nie. Ek het dit volgende Sondag vir julle die persoon se naam gee. 'n bekende persoon in Europa sê die volgende woorde by geleentheid. Al 100 jaar van nou af, sê hy in die 17de eeu, 100 jaar van nou af,
sal die Bybel net 'n boek in die biblioteek wees of in die museum wat hy sal nie meer krag hê nie. 100 jaar van nou af sal niemand meer glo wat in hierdie boek staan nie. 100 jaar van daar af. Toe begin hulle 'n drukpers van die Bybel in sy huis. Dus hy lankal nie meer daar nie. Toe word die gebou gekoop en God se woord begin binne in sy huis. Die woord wat hy gesê het 100 jaar van nou geen krag meer gaan hê nie, word in sy huis, word sy huis 'n drukpers van die Bybel. God het die laaste sê. Niemand kan sy vuur keer. Kolossense 4 vers 6, laat julle woord altyd aangenaam wees met sout besprinkel sodat julle kan weet hoe julle iedereen moet antwoord. Wat beteken hierdie skrif my tong moet met sout gelouter wees? Soutloutering is niks anders as 'n vurige verlange dat God my tong moet gebruik om ander te seën. Here, gebruik vandag my tong om iemand anders te op te tel wat mismoedig is. Here, stuur my na iemand toe wat vandag op die ashoop van die lewe sit. En kom ek sê vir jou, partykeer, nie sonder dat jy dit eers gaan besef, dan gebruik God toe want jy bid dit. Jy sien, toe, na die kar ongeluk, toe begin ek te bid, ek sê, Here, stuur my. Here, dit wat ek nou lewe is geleende tyd. Ek mag dit nie meer vir myself leef. Eintlik moes ek gesterf het. Eintlik moes daar 'n grafsteen gewees het wat sê 1968 to 1996. Here lies Simon Windmill, the beloved son, but father of none, want ek was nog geen pa nie. En dis wat op my grafsteen is gestaan. Wat vandag dalk al so vol bossies toegegroeisig gewees het. Maar omdat God besluit, I'm not finished. Die werk wat ek in die begin het, gaan ek klaar maak. Amen. Yes, hallelujah. Na daai woorde, presies 3 maande daar. En bid ek sê, Here, stuur my nie. Nog voor ek nog in Leeuwfontein ben. Nog voor ek nog daar. Want iets anders gebeur wat die vuur net om meer in die brand gesteek het, wat my laat begeer het om te kan gaan waar God my stuur. Sit ek in my woonstel. En die versekeringsmaatskappy sê, jou kar gaan net betaal. Want dit is glad. Klim op die foon, bel vir Herre taksies. Hier baie besoekers volgens so verdra as hier het al gehoor in die gemeente. Bel vir Herre taxi, antwoord die persoon. Ry, want daai tyd was daar 'n telefoon, daar skins oor in die Boskant, toe so teen 'n paal en die taxi so in 'n ry gestaan, die voorste ou van die telefoon dan ry hy en dan kom die volgende ou na antwoord hy weer die volgende oproep. En so is God se timing perfek. Want ek het gesê, Here, stuur my na iemand toe wat down and out is. Want ek wil die vuur sien. Ek wil nie nou gaan preek en vuur probeer create nie. Ek wil vuur sien. En hier kom hierdie persoon. God se vuur beweeg waar jy dit nie verwag nie, maar jy definitief nie dit sien kan gewerk nie. Want toe ek in daardie huurmotor klim, want ek wil gou-gou na die versekeringsmaatskappy toe gaan, net om hier te gaan uitklaar van gladde wiele, want ek weet 4 maande terug dit nuwe wiele is. Klim ek in die voertuig in en toe ek so inklim, toe dink ek by myself, 'n serial killer is ook nou hier motorbestuurders, want hierdie ou lyk soos 'n serial killer. Hy is so baar. Hy is so denemimpie wat hier afgesny is. Hy het prentjies. Hy is rof. Ek dink in die aand wanneer ons slaap, nee, dan doen hy nog benchpresses terwyl hy so net slaap. Want hierdie ou is hier soldaat materiaal. Hier sit ek langs hom in die voertuig, ek vrees vir my lewe van Russiewil tot binne vereniging. En toe is daar waar hier 'n spar vandag is, verbygaan. Sê die Gees van die Here vir my, moet vir die persoon sê, in Engels, Jesus Christ loves you with a passion.
kyk, so ding daar is nie 'n manier nie. My 72 kg nekkie af, one shot, jy hoef nie eens hard te klap nie. En die tweede keer sê die Gees van die Here vir my, sê vir hierdie persoon, Jesus Christ loves you for passion. En die derde keer toe die Gees van die Here vir my sê, jy weet ek nou, moet ek dit sê. So wat doen jy? Jy embrace jouself, sit in die deur, jy sit nou reg vir die klap wat gaan kom, en nou spoeg jy af die woord uit. Jesus Christ sê, must tell you, he loves you for passion. What? Ja, nee, dit weet het gebeur. Hy sê, what did you just say? Meer uit bewerigheid uit. Jesus sê, must tell you, he loves you for passion. En mag hulle bys nie roer vas. En gaan tuil. En toe ons tot daarin kom, want ons staan al langs die pad. Vat hy sy na my toe, so nooit vergeet, en ek sê vir my, you're an angel. Ek sê, nou nie, man. I said, can I tell you something? I'm a full-blown alcoholist. I'm a drug addict. I lost my wife, I lost my kids. I'm staying in an outside building in Solomon Park. I have nothing. I'm sick and tired of life. And this morning, I took the 357. Dit was nog vir my baie interessant, dat niks my uit 'n rollie nie. Kyk, ek het al 'n 357 gesien, is 'n rollie. 'n Groot. I said, I took the 357. I take it to my head and I wanted to blow my brains out. And I heard a voice say, don't you love you? I said, and I thought to myself, I've taken too much dope now. I hear voices in my head. And I brought the 357 for a second time. And I heard clearly, I'm Jesus Christ. And I love you, compassion, don't do it. I said, I laat sak hier over. I said, Here, if you are real, this is not a voice in my head. Send someone today to tell me this exact word that Jesus Christ loves me with a passion. Ek gaan vir niemand sê nie. U is God, u is mos 'n werklikheid. Stuur iemand en dit vir my te sê. Die vuur wat binne jou moet brand, moet deur God beheer word om op God se plek 'n bosbrand word, nie waar jy 'n bosbrand wil veroorsaak met jou eie tong nie. Die gees wat jou dryf moet 'n vuur word wat die omgewing aan die brand steek. Herlewing gebeur alleen wanneer God die omgewing aan die brand steek. Nie wanneer 100 pastore bymekaar kom en 100 pastore sê, ons gaan nou begin te bid vir herlewing in die Valdriehoek en ons saam in eenheid kan bid gaan maar herlewing in die Valdriehoek plaasvind. Nee, 100 pastore moet eers binnekamer toe gaan. Amen. Amen. En op 'n aangesig gaan lê en sê, o God, ons verlang u vuur weer in die Valdriehoek. Ons verlang u vuur. Maar maak ons eers niks. So wanneer hierdie vuur uitbreek, dat daar geen eer sal kom na die mens nie, maar God alle eer sal kry en kan sê, God het die vuur in brand gesteek. God het herlewing gebring. En dan kan ons konfirm oomblikke beleef. Waar ons die woord van God het en ons sien die vuur wat God in die brand gesteek het en ons beheer. God wil dit in die brand steek, God wil my stuur, hy wil jou stuur. Matteus 5 vers 11, nie wat in die mond ingaan maak die mens onrein, maar wat in die mond uitgaan, dit maak die mens onrein. Nie wat ingaan, wat my onrein maak. Dis wat hier diep uit my hart uitkom, wat die mens onrein. Weet jy wanneer is dit God se vuur en wanneer is dit 'n wildfire? Volgende keer wat jy weer iets sê, jy voel dat jy vat en jy het geen beheer oor dit nie. Jou woorde hardloop nou, jy het geen beheer nie oor hy woorde nie. Nou vloei dit soos water uit jou mond uit. That's not God and that's not you. Dis die oomblik wat die tong die helheid in die brand gesteek word. En nou het Satan beheer oor jou tong. Want Satan het gekom om te verwoes en te moord en te slag.
Satan wants to control your tongue. Dan het jy geen beheer meer oor. Dan hardloop dit soos water. En jy sê sleg en jy vloek en jy worry nie meer nie. Want jy het nie meer beheer oor jou tong nie. Want as jy pas in realiteit nie wat verseker. Maar in daardie intieme verhouding met Jesus Christus, waar die Gees van God jou binneste kom verander. Die ou vuur gaan dood. En God se vuur kom binne my brand. I'm being purpose driven. Ek het 'n doel op aarde. Dis om God se naam te verheerlik. Dan wye ek 'n tong wat reël aan die brand gesteek word. Ek verlang 'n tong deur die vuur van God beheer om genesing te bring. Om opbouing te bring. Om liefde te bring. Dat is 'n verlange. Dat wanneer iemand jou bel en daar's iemand wat siek is, dan is daar so opgewonde en so 'n klein seentjie met die binnekant jou, Here, hier gaan dit weer doen. Ek wil dit sien, Here, ek wil dit sien hoe jy dit doen. Here, asseblief laat my net nog een keer sien hoe jy dit doen. En wanneer jy mond oopmaak, voel jy die liefde van Jesus wat aan daai plekke beweeg. Jy besef it's not even me that's praying. Dis nie net dit nie. God is meer van hierdie dom en hy bid deur my tot die Vader. En die volgende oomblik, dan kry jy boodskap terug. Gaan beter. Weet jy ook hoe ons nou hospitaal toe gery het nie? Maar as my vrou nie nou besluit om my nou hospitaal te vat. God het geweet, daar's 'n seën en vereniging wat my wil verheerlik nie. Ek gaan so lank sommer vooruit werk nie en hy sal later hoor wat ek gedoen het. Hoe meer jy verlang dat God verheerlik word deur alles wat jy doen. Homself verheerlik in alles wat jy doen. Nie ek word 'n beter Christen nie. Nie ek word 'n beter mens wat 'n beheer het oor my lewe, wat dink voor ek iets sê, wat nou beheer het oor alles nie. 'n Mens wat begeer dat God moet kom oorvat en die ou mens moet sterf en sy vuur moet nou binne my leef. En nou dat jy daai vuur voel brand in binne, jy weet sommer hier in jou gees mens, something happened. Iets het nou net gebeur. Net deur 'n mens begin. Hier is iets nie waaroor ek geen beheer het nie, hy brand hier binne. Dan begin jy gedryf te word. God te gaan leef in alle omstandighede. Preek nie vanmôre vir jou nie. Ek bied maar net 'n firefighting 101 kursus aan volg. Vertel jou maar net van vuur. As jy vuur keer in die bos gaan gooi, en jy draai om, gaan hy die bos afbrand. As jy 'n vuur braai roostertjie daar vat, jy gaan na 'n plek toe wat hulle gedesigneer waar jy mag braai, want daar's voorbrande gedoen, en jy gaan steek jou braaivleisvuurtjie binne in 'n beheerde container aan, gaan jy lekker braaivleis steek. Maar hoe jy die vuur begin, gaan die gevolge wees van hoe die vuur gaan opeindig. Don't care. Gooi sommer 'n stuk wat so vuurtjie aan die bos in. Gooi sommer 'n stompie, gooi sommer 'n stuk papier. En dan draai jy loop weg en jy hoop maar die bos gaan nie afbrand. Jy gaan op die nuus hoor van groot bosbrande wat alles verwoes. Wie was jy hartseer? As jy by daai punt gekom het, jy nie eens meer worry hoe ander mense se huise afbrand oor die vuur wat jy begin het. Dis die gevaar. Spreuke 17 vers 17, wie sy woorde inhou, besit kennis, en hy wat kalm is van gees, is 'n man van verstand. Wie sy woorde inhou, besit kennis. Hy wat kalm is van gees, is 'n man van verstand. Weer die woord sê, dat tot 'n dwaas, as hy stil bly, het hy verstandige man geword. Want hy het niks verkeerd gesê nie. Die woord sê dit. Sagtheid van tong is 'n lewensboom, maar vals en daarin is die verbreeking in die gees. Here, stel 'n wag voor my mond. Bewaar die deur van my lippe, neig my hart nie tot iets wat sleg is,
om in goddeloosheid dinge te doen, saam met manne wat ongeregtigheid werk. En laat my van my lekkernye nie eet nie. Here, stel 'n wag vir my mond. Bewaar my tong, my lippe. Neig my hart nie tot iets wat sleg is om in goddeloosheid dinge te doen saam met manne wat ongeregtigheid bewerk nie. Ek het vanmôre vir julle elkeen 'n brandblussertjie saamgebring. Kyk, ek het 'n groot brandblusser hierso. Ek het vir julle elkeen 'n klein brandblussertjie. Wie van julle wil gratis brandblussertjie volgende? Ja. Dis brandblussertjies. Weet nie. Hier is wat saamkom. Ek gaan net daar agter los. Ek kan nie elke van julle vir julle een vat. Ek het nogal in 'n vorige gemeente iets powerful geleer, 'n pocket rock. En daar is pocket rock, brandblussertjie. Psalm 114 is opgeskryf. Here, stel 'n wag vir my mond. So wanneer jy voel jy gaan nou wegspluk, gryp die brandblusser vas. Sê ja, hierdie vuur gaan nie vandag. Hy gaan nie hier begin. Maak jy dood. Sit die brandblusser terug in jou sak. Jy loop met hierdie brandblusser. En elke keer wat jy voel die hel steek 'n vuur in brand. Maak hom dood. Want in Christus en jy 'n vuur wat moet brand, wat genesing bring. En jy 'n vuur wat brand, wat ander mense kom hoop gee. En jy 'n vuur wat brand. Ek sê gister by my werk, sê ek die volgende woorde. Die woord van God sê, 'n slaaf moet nie teen sy slaafmeester dryf. Nou, om daai woorde in 'n werksplek in vandag se lewe in Suid-Afrika te sê. Is al klaar, hier kom die bos brand. Of iemand te sê vir die slaafdrywer sê, die slaaf mag nou niks sê nie, met hom eer. En dadelik het ek in die gebou die uitwerking wat ek nog gehad het moet sê. Wat ek met die doel gesê. There's no way that we will allow anyone to tell us we are no more slaves. Ek sê, can I tell you something why Christ said those words? No, I don't understand why Christ would say some words like that. So until you understand his heart, you can't understand his words. Jesus actually told you, do not allow someone else hate to be poured into your heart that you hate the same. As iemand na jou toe kom en jou oorweldig met haat, be gentle. Elke mens moet voor God staan en geoordeel te word. Maar jy mag nie die bitterheid in die haat in jou eie hart invat en onder dieselfde oordeel kom. To say I am going to be meek, om te sê ek gaan sag wees en gaan my toelaat die persoon met my praat in 'n senior pos asof ek niks is nie, is nie om 'n swakkeling te wees nie, is om te sê ek weier dat dieselfde geaardheid in daai persoon is my kom beheer. Ek is gedryf deur Jesus se liefde, deur sy vuur. En daarom gaan ek sy liefde uit. Terwyl vir die persoonlik met my lelik is. Hierdie brandblussertjie. Elke keer as jy voel, Here, I've tried. I don't want to try anymore. Kom blus die vuur in my, wat so vol brand, so maklik. Hierdie triggers, kom brand hierdie triggers, Here. Of verwyder hierdie triggers, Here. Ek wil nie meer in my hê nie. Ek soek nie meer hierdie vuur wat ek onbeheerde plek aan die brand gesteek word. Ek wil dis deur die Gees van die Here gedryf wees om liefde, opbouende woorde elke keer in elke plek te spreek. En dan staan 'n mens op. Wie wat doen jy met die bosbrand wat jy al gestig het in jou lewe? Jy refuse Satan toe. Jy weier dat Satan jou pak slag. Jy sê van my God sê in sy woord, as ek vandag kom en my sondes bely, al is dit so skarlaken,
Hy sê kom vandag is wel aangenaam met en kom maak plek as die saak uitmaak. Dan vergewe hy my en hierdie God wat ek dien, wat die vuur van sy krag en sy liefde my aansteek, sê die volgende woorde, ek sal nooit weer aan jou oortree nie. Ek sal dit in die diepte van die see gooi. En dan sit ek 'n nou fishing boardjie op. Niemand mag meer gaan vis nie. Niemand mag jou verlede gaan uithaal nie. As iemand na jou toe kom, na daai oomblik wat jy dit bely het en jy vra die vuur van God om jou te weer. En nou kom iemand en sê vir jou, jy wil nou probeer Christen wees, maar jy het gister so opgetree, sê nee. Dis daar in die diepte van die see. En as jy nou fishing board, as jy daar wil gaan vis, nee, is vis van verbode, jy gaan oortree, jy gaan God se woord oortree. Jy gaan my verlede ingrou, waar God gesê het, ek het dit vergewe, ek het dit vergeet. Amen. En nou staan jy op. Dan moet 'n dag kom in jou lewe wat jy sê, nou maar. Ek kan nie op dieselfde trant aangaan. En aangaan. En dieselfde ding net oor en oor doen nie. Maar met tyd kom, as Jan met sy vrou Jolande lelik was, en daar was 'n patroon, gebruik dit om te weet wie mooi wat daar by julle is. Dis om julle as 'n voorbeeld gebruik van iets wat nie is nie. En Jan besluit van hierdie oomblik af gaan ek nie hierdie vuur toelaat. Dan gaan jy na jou vrou toe en jy sê, eerstens wil ek vir haar vergewe my. Want die woord van God sê bly mekaar jou misdaad dat jy genese kan ontvang. Maar van hierdie dag af wil ek graag dat God se vuur my beheer. Ek het 'n verlange dat Jesus hierdie met my verstel, dat sy vuur ons lewe beheer. As ek weer met jou lelik is, wil ek jy met my hande vat en dan jy bid wanneer ek swak word en jy sê Here, ek bestraf nou hierdie vuur. Ons weet van waar kom hierdie vuur. Ons bestraf dit. Ons weier dit in ons huis. Man en vrou wat saam staan. Man, vrou en kinders wat saam staan in die Here dien. Dis 'n kragtige huis wat nie kan val nie. Dis 'n huis wat staan. As ek nie meer 'n pastoor kon wees. En dan moes ek brandweerman geword het. So ek 101 brandbestryding so aangebied het. Kom ons gaan nou die nagmaaltafel.